daar die dansjes op een sterfeest doe die kracht op mij neerdal. Ja, doe die kracht op mij neerdal. Ja, doe die kracht op mij neerdal. Dit was daar die dansjes op een sterfeest doe die kracht op mij neerdal. Breng die Heere die kracht
something that you understand. From the high, high mountain to the deep, deep valley, the Holy Spirit is in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Gees van geloof en krag, kom nou terwyl ons hier mag. O Heilige Gees, yes, kom neer met vuur, vul ons soos appel, oh yes, ons stille naam. O Gees, daal en leef, liefde neer. Halleluja, kom nou terwyl ons hier mag. O Heilige Gees, daal neer met vuur, vul ons soos appel, stille naam. O Gees, daal en liefde neer. O kom nou terwyl ons hier mag. Halleluja, halleluja. O Heilige Gees, ja, daal neer met vuur, vul ons soos appel, stille naam. Erabashanda rabarabasa rabarabondirabakiri. Oh, halleluja, halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Oh, dankie dat die Heilige Gees het van die Vader gekom, neergedaal. Dankie, dit is aan u Seun gegee, wat ons doop met die Heilige Gees. Halleluja. So dankbaar in hierdie oomblikke, Here Jesus, dat u het die Heilige Gees ontvang, en u is die een wat ons waarlik doop met die Heilige Gees en met vuur, soos op Pinksterdag. Baie dankie, Here, dat ons weet dat die Heilige Gees werksaam is in elke mens se lewe. Vir die sondaar is hy die Heilige Gees wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Vir ons is dit die krag van God. En dis die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. Die Gees van die waarheid. Oh, halleluja. En ons dankie dat die Heilige Gees in ons lewens vir ons dit oopmaak waarvan ons niks weet. En dat al die gawes van die Gees in ons midde moet werk, ooreenkomstig u woord. En daarom bid ons in hierdie oomblikke, Here Jesus, dat hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, en hulle wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees, ten volle sal besef, halleluja, dat die Heilige Gees, wat in ons kom woon, werksaam is.
Halleluja. O Here, want as die Gees van die Here nie werksaam is in ons lewe nie, in ons, deur ons, halleluja, dan is daar stilte en die krag ontbreek. Daarom wil ons bid in hierdie aand, Here, dat die Heilige Gees waarlik in hierdie dae werksaam sal wees. Nie net in ons nie, maar ook deur ons. Wanneer ons as kinders van die Here by mekaar kom, dat dit die Heilige Gees is. Halleluja, wat sal werk in ons midde. Ons wil U eer en loof, Here, want U het die Heilige Gees aan ons gegee, sodat ons dit as 'n besitting in ons lewens het. Maar Here, dat die Heilige Gees bestaansreg in ons het, sodat hy deur ons kan opereer soos wat hy graag wil. Verheerlik U naam daarin. En soos die koortjie sê, send a new touch of fire in my soul, Lord. Here, dis die vuur wat gedurig moet brand. Daarom bid ons 'n nuwe aanraking van die vuur van die Heilige Gees. Dis die vuur van lewe en krag. Halleluja. Ons eer U daarvoor en ons dank U dat U ons dan in hierdie aand ook so saam seën, en wanneer ons na die woord luister, Here, laat elkeen 'n oor sal hê wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en dat elke oor bestryk sal wees met die kosbare bloed. Baie, baie dankie, Here, dan dat U Heilige Gees ook met ons is. Halleluja. Dis wat U self gesê het, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Daar's een ding in die woord van die Here. Die Bybel sê, daar waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid deur die Heilige Gees. Is dat die Heilige Gees die Gees van die waarheid is, en die woord sê, en hy sal ons leer en lei in die hele waarheid. En ons sal deur die Heilige Gees die waarheid wat Christus is, ken. En dis hierdie waarheid wat ons vry maak. Halleluja. So die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, waar hy ook al werksaam is, daar is vryheid. Nie vryheid tot aanleiding van die vlees om sy begeerlikhede te vervul nie, maar vryheid sodat die Heilige Gees in en deur ons kan werk soos wat hy dit wil doen. Prys die Here. En daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het in die sonnaarskool. Hy sê so mooi, elke belofte in die woord is myn, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Kom ons sing van sy liefde rein, elke belofte in die woord is myne. Halleluja. En ek is so dankbaar teenoor die Here, dat die grootste belofte, wanneer ons gesing het, elke belofte is myne, dan het ons gedink aan, die Here sal vir ons voorsien, en die Here sal
vir ons gelees gee, en die Here sal dit, en die Here, ek weet al die dinge wat ons na die vlees kan ontvang, sodat ons geseën kan wees. Maar al hierdie beloftes is opgesluit in een belofte. En die belofte is Jesus Christus. Oh, halleluja. Ek wil dit net lees, hy sê in Handelinge 13 vers 23. Hy sê, uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Volgens die belofte, wat is dit? Jesus as verlosser. En dis waarom hy sê in Matteus 1, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat is dit? Dis die belofte. Die belofte. Jesus Christus, wat gebore sal word, wat die volk van hulle sonde sal word. Dis 'n belofte. Dis nie 'n wet nie, dis nie 'n gebod nie, dis 'n belofte. Dis die eerste belofte. Ek wil dit so uitdruk. Die verbond, die bloedverbond is die belofte en deel daarvan. Maar die bloed van Jesus en dat hierdie kind gebore sal word en hierdie seun aan ons gegee sal word. Nou, dis die belofte. Ek wil amper sê dis die hoofbelofte. Nou, in hierdie belofte is daar 4 beloftes, of kom ons sê nog 3, maar dis in hierdie belofte, dis een belofte, maar as, ek wil amper sê, daar's 4 afdelings. Die eerste ene is Jesus wat gebore sal word, verwek sal word. En dan, as ons na die volgende een gaan, dan kry ons die belofte van die Heilige Gees. En wat hier interessant is, die belofte van die Heilige Gees is alreeds by Abraham ingesluit. Dis nie iets wat agterna gaan kom nie. Nee, dis klaar ingesluit. Maar wat hier vir my interessant is dat van die begin af, toe die Here in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hy sê, die aarde was woes en leeg, en die Gees van God het gesweef oor die watervloede. Waar was die Gees? Hy was al reeds daar. By Abraham word Christus, wat die beeld van God is, waarna ons gemaak is, word die belofte, en in hom en deur hom, kom nog 'n belofte na vore, en dit is die belofte van die Heilige Gees. En dan is daar natuurlik die belofte van die ewige lewe, alles in Christus. En dan natuurlik die belofte van die wederkoms, dis alles in Christus, en deur Christus. Halleluja. Maar hierdie is almal een belofte in Christus. Want daar is niks wat jy kan kry, nie die Heilige Gees nie, nie die belofte van die wederkoms nie, en nie die belofte van die ewige lewe, kan jy nie bekom as jy nie in Christus is. So ons moet in die belofte wees. Ek noem dit net vandag, want dit is vir my so belangrik, dat ons moet besef, en wat hier vir my natuurlik die belangrikste is, en want ons het die belofte, Christus, met wat die oorsprong is van die ander 3 beloftes op. Nou, ons het hom verkry deur die geloof, en nie deur die wet nie. Halleluja. Ek sal dit nie alles kan verduidelik nie, maar vat dit net. Want ek wil nou vir iets baie mooi lees uit die woord van die Here. Die Here Jesus kom en hy sê hierdie woorde, sover die Heilige Gees aangaan. Hy is die belofte. Engels is eintlik baie mooi, the promise.
Hy is dit. Hy sê in Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Die belofte van die Vader. Wat is 'n belofte? Ek stuur hierdie belofte. Maar die Here is hier by julle. Nou, hoe gaan hy die belofte stuur? Die Heilige Gees. Hoe? Hoor wat sê die woord. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Daar sê. Julle moet daar gaan wag. Maar ek stuur vir julle die belofte. Maar julle moet daar gaan wag. Ek gaan weg, maar julle moet daar wag, ek stuur vir julle die belofte. Nou sê Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Dit is die belofte van die Vader. Halleluja. En hy gaan verder in Handelinge 2 vers 33. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, dit meen toe Christus weggevaar het terug na die Vader toe. Hy sê, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het. Dit meen, toe hy na die Vader terugval, gaan, en hy sit aan die regterhand van die Vader, toe ontvang hy van die Vader die belofte van die Heilige Gees. En nou sê hy, nadat hy dit ontvang het, terwyl die 120 in die oppersal wag, ontvang die Here Jesus dit van die Vader, en hy sê, het hy dit uitgestort. Wie? Die Here Jesus. Aan die regterhand van die Vader ontvang hy die belofte van die Heilige Gees. En op die 10de dag toe stort hy die Heilige Gees op die 120 mense uit. Halleluja. En daardeur, toe hy dit ontvang, toe word hy die doper met die Heilige Gees. En hy sê, wat julle nou sien en hoor, dit meen, die apostels sê dit vir die mense. Nou dis Handelinge 2 vers 39, maar dis Handelinge 2 vers 33. Maar nou kom hy by die Handelinge 2 vers 38. Bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Waar die gawe? Hierdie gawe van die Heilige Gees is die belofte van die Vader. En hy gee dit aan sy seun in die hemele, en sy seun stort dit uit op die aarde. Presies wat Johannes die Doper gesê het. Hy wat na my kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar hy kan dit eers doen nadat hy teruggevaar het hemel toe na die Vader toe, en dit ontvang het en toe uitgestort het op Pinksterdag. Halleluja. En nou gaan die woord verder in Handelinge 2 vers 39. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Die wat die Here onze God na hom sal roep. Halleluja. Is wonderlik. Die Here Jesus sê op een plek. Hy sê as die Vader nie iemand na my trek nie, sal hy nooit na my kom nie. Hy sê, maar die Vader trek die mens na my toe. En daarom sal ek hierdie persoon dan kan aanneem. Die Here Jesus het niks sonder die Vader gedoen het, so van die saligheid gaan, die dooping met die Heilige Gees, alles gaan gepaard met die Vader wat in werking is, en natuurlik die Heilige Gees wat die heeltyd saam getuig. Halleluja. En nou sê hy vir my iets baie mooi, dat dit kom julle kinders toe, en dis waarom hy in Joël gesê, hierdie woorde, en die laaste dag sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Hy sê julle jongelinge
en hulle sal gesigte sien, en julle ou mense sal droom, en al hierdie wonder, dit almal word ingesluit, oud en jong, in die doping met die Heilige Gees. So, die doping met die Heilige Gees is nie vir 'n sekere ouderdom nie, dis vir elke ene wat die Vader geroep het. Halleluja. En hierdie is in my wonderlik. Ons is geroep wat uit die wêreld na Christus. Maak nie saak hoe oud jy is nie. As jy die roepstem hoor en jy neem dit aan en jy kom na die Here Jesus en hy red jou en hy maak jou vry, halleluja, en jy laat jou doop, dan is die belofte daar vir jou. En nou sê hy iets baie mooi in Galasiërs 3 vers 14. Hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Die seun van Abraham. Wat is die seun van Abraham? Halleluja. Die seun van Abraham is dat die belofte Christus ook na die heidene sal kom. En dit is in my so wonderlik, dat die Heilige Gees en die belofte van die Heilige Gees kom alreeds van Abraham af, wat God met 'n eed beloof het. Halleluja. Alles in en deur sy seun. En die Heilige Gees is een van hulle. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie dinge moet weet. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Dit is vir my wonderlik, die belofte van die Gees deur die geloof. En waar die Gees? Dis die Heilige Gees. Dis die belofte wat ons deur die geloof ontvang het. En wanneer ons verder gaan kyk in die woord van die Here, dan sien ons hierdie wonderlike iets. Hy sê in Galasiërs 3 vers 22, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Christus aan die gelowiges gegee kan word. Waar die belofte? Die belofte van die Heilige Gees uit die geloof in Christus aan die gelowiges gegee kan word. Hy sê maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde. Dit meen al die sonde. Want net die Heilige Gees van die belofte kan die mens oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En die Heilige Gees word aan die gelowiges gegee volgens die belofte. En wat hier interessant is in Handelinge, en almal wat gelowig geword het, is gedoop met die Heilige Gees. Gaan lees bietjie Handelinge, en hulle begin spreek in vreemde taal. Wat interessant is, paar plekke in Handelinge, en hulle is gedoop met die Heilige Gees soos op Pinksterdag. En ons as Pinkstergemeenskap, ek wil dit so hê, wat Pinksterkerke, ons as Pinkstergemeenskap of Pinksterkerke, hoor, ons bid vir die doping van die Heilige Gees. Ek onthou, ek het as kind in een gemeente gewees, en daar het 'n pastoor kom diens te hou oor die Heilige Gees, en juist gebid vir die mense die doping met die Heilige Gees. Ek sal het nooit vergeet nie, ek het nie gegaan nie, want daar sou probleme gewees het. Ek het net gevoel ek moet wegbly, en ek het toe weggebly daar. Maar wat interessant is, toe ons die maandag hoor van mense wat daar was, dat daar is 61 mense is daardie naweek gedoop met die Heilige Gees. 61. Ek sê net, prys die Here. Nou het ons herlewe in die kerk. Ek dink, die hele gemeente saam was omtrent 120 of 130 saam.
die mense wat daar was. En 61 van hulle word gedoop met die Heilige Gees. My hart is vol verwagting. Dinsdag aand het ons biduur. Oh, halleluja. 61 mense gedoop met die Heilige Gees. Toe ek aan die biduur kom, toe's die mense wat gereeld in die biduur was, dinsdag aand na dinsdag aand, toe's van hulle nie daar nie, wat gedoop is met die Heilige Gees. En die hele ou biduur is 'n dooie besigheid. En die volgende Sondag, ek weet Sondag toe dit nou kerk is en ek's daar in die kerk. En al die mense is in die kerk. En ek dink toe wel vandag gaan ons 'n goddelike diens hê. Toe is dit die doodste diens wat ons nog ooit in daardie gemeente gehad het. Maar weet jy wat het gebeur? Hy pastoor het gegaan, vir een gesê, praat net hierdie paar woorde agter my aan, dan is hy gedoop met die Heilige Gees. Ek wil vandag vir u iets sê. Die Pinksterkerk het begin om 'n bespotting van die Heilige Gees te maak. Veral oor die spreuke in tale. En dat dit, daai paar woorde wat jy agterna moet sê, jy is nou gedoop met die Heilige Gees. En dit is ons probleem. As ons lees wat op Pinksterdag gebeur. Ek wil net vandag vir julle wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees, en selfs van julle wat gedoop is met die Heilige Gees. As jy nie 'n Pinksterdag ondervinding gehad het, moet jy waaragtig seker maak dat jy het die Heilige Gees ontvang. Want as jy nie daardie ondervinding gekry het nie, dis waarom, soos ek sê in Handelinge, hoeveel keer, hulle is gedoop met die Heilige Gees, net soos ons op Pinksterdag, dit meen, soos wat het op Pinksterdag gebeur het. En het dit vroeër jare in Pinkster gebeur? Ja, 'n broer, die Here het gedoop met die Heilige Gees, ek onthou as kind, halleluja, soos op Pinksterdag. Die mense wat gedoop is met die Heilige Gees, is totaal gehele ander mens. Hulle gesigte blink. Hulle is vol van liefde en die krag van God, halleluja. En hulle getuig net waar hulle kom. Baie is so gedoop met die Heilige Gees, hy kon nie meer Afrikaans gepraat het, die broer, wanneer hy praat hy in 'n taal en hy kan homself nie help nie. Wat het daarvan geword? Dis die belofte wat die Vader vir sy seun gegee het, sodat ons gedoop kan word met die Heilige Gees en met vuur en met krag. Met die spreuke in tale. Halleluja. En nou gaan die woord verder. Die belofte is gegee, dit kom deur die geloof in Jesus Christus, aan wie? Aan die gelowiges. Nou gaan die woord van die Here verder. Hy sê in Efesiërs 1 vers 13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle geglo het, hoor mooi, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die belofte is bly Christus, maar die Heilige Gees is die Gees van die belofte, want Christus wat die belofte is, hy doop met die Heilige Gees en met vuur. So, ons het die Gees van die belofte ontvang. Daarom sê hy, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Halleluja. En hier is iets interessant, wat wonderbaarlik is. En dit is, dat 'n belofte van God, kom hy na verseker. As jy nie gedoop word met die Heilige Gees nie, dis nie die Here se fout nie. Die belofte is daar.
vir jou om dit te kry. En maar hier sê hy, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle geglo het, nou om in Christus te kom, moet ek deur die bloed in Christus kom. Dit sê die woord baie duidelik. Halleluja. As jy nie deur die bloed gekom het nie, waaragtig, om in Christus te wees, gaan jy swaar kry om gedoop te word met die Heilige Gees. En dit is die probleem in Pinkster vandag. Die predikers maak nie seker. Hulle let nie op of jy waaragtig deur die bloed gekom het nie. Weet jy waarom let hulle nie op nie? Omdat hulle wêreldsgesindheid in die kerk toegelaat het. Halleluja. Nou kom iemand en hy sê 'n Sondagsgebed agter die pastoor aan en nou is hy sommer gered deur die bloed. Nee, dit werk nie. Het jy gesien waar die bloed van die Here werk in iemand se lewe? Daai persoon breek op. Hy roep. Hy skree nooit nie, maar hy roep so hard, almal kan hoor. Die trane loop. Hy's in sy wese opgebreek, terwyl dat die bloed die werk in sy lewe doen. As hy daar opstaan as hy ander mens, en nou is hy reg om gedoop te word met die Heilige Gees. Soos ek al reeds baie keer gesê, dis daai mense, wanneer hy gedoop word, dan word hy, as hy uit die water uit opstaan, dan doop die Here hom met die Heilige Gees. Halleluja. Die belofte is daar, dis altyd daar. Dis vir jou kinders, en vir almal wat daar ver is. Dis joune. Ek vra net, het jy deur die bloed in Christus gekom, want hierdie versie sê dit vir my, baie mooi, ek wil dit weer lees, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding gehoor het, in wie julle, deur die bloed, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Dit bly, halleluja, 'n belofte. Prys die Here. En dan natuurlik, wanneer ons gaan kyk na die woord van die Here, hy sê hierso in Hebreërs 10 vers 36, want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte verkry het. Halleluja, die belofte, maar wat ek nou gelees het, julle is verseël met die Heilige Gees van die belofte, wat ook die onderpand van julle erfdeel is. Nou die erfenis wat ons het, deur die belofte, hierdie erfenis sluit ook die Heilige Gees in. En daarom sê die woord van die Here in Romeine 8, en ek wil dit net gou lees vir u. O, prys die Here. Romeine 8 sê hierdie mooi woorde. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die 14de vers, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Baie interessant. Mense word gedoop met die Heilige Gees, en dan spreek hulle in 'n taal, en dan kom die duiwel en sê, maar daai taal is nie die Heilige Gees taal nie, dis 'n verkeerde taal. En nou begin jy vrees, en dan gebruik jy nie die taal nie, en dis presies waar die duiwel jou beroof van die volheid van die sap. Halleluja. En baie kinders van die Here wat ek in my lewe geleer ken het, het opgehou om in die taal te praat as gevolg van dit. En ek het vir hulle baie wederbaal gebid. En wanneer ek bid, dan bars hulle uit in die taal. So, die Heilige Gees gaan jy laat twyfel. En nou is dit interessant. Nou word iemand gedoop met die Heilige Gees vandag, en dan spreek hy nie in 'n taal nie, dan sê hulle nee, maar die taal is nie so nodig nie. Jy is gedoop met die Heilige Gees. Ek wil vandag vir u sê, dat die Here God maak nooit te fout nie. En wat belangrik is, die belofte van die Heilige Gees, waarmee ons verseël is, deel daarvan is om in 'n vreemde taal, 'n hemelse taal te praat.
sodat jy in staat kan wees, wanneer jy in 'n taal praat, sodat jy verborgenhede met God kan spreek. En dis hoe die Heilige Gees ook vir jou intree, wanneer jy nie meer reg weet wat om te bid nie, tree die Heilige Gees vir jou in met onuitspreeklike versigtinge. Dit meen, die taal wat die Heilige Gees deur jou gebruik, né? Dit word nie uitgespreek in Afrikaans nie, byvoorbeeld. Want hy spreek verborgenhede, en so tree hy vir jou in voor die Here God. Halleluja, want hy weet wat die bedoeling van die hart is. En wanneer jy nie kan bid nie, dan neem hy oor. Dis waarom die taal so belangrik is. En ek kan nie verstaan dat mense wat gedoop is die Heilige Gees en in 'n taal praat, dat hulle kan vir iemand wat sê, luister, ek is gedoop met die Heilige Gees, maar ek praat nie in tale nie, sê, maar moenie bekommer daaroor, dis nie so belangrik nie. Ek wil vandag vir jou sê, dit is waarom Pinkster in hierdie toestand is. Jy kan nie wegskram van die taal van die Heilige Gees nie. Want dis een ding wat die duiwel haat. Want hy weet as jy in hierdie taal praat, spreek jy verborgenhede met God, en hy weet niks wat jy sê nie. Is al wat hy na die tyd sien is resultate, en dan hardloop hy. As jy die volheid van die belofte wil hê, dis vir jou daar. Maar moenie probeer 'n verskoning soek of, wel, ek is gedoop met die Heilige Gees, maar ek spreek geen tale nie. So dit maak nie eintlik die saak nie. Dit maak baie, baie saak. En daarom gaan Paulus verder en hy sê, maar julle het ontvang die Gees tot aanneming van kinders, deur wie ons roep Abba, Vader. En die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Halleluja. En hierdie is so wonderlik. Christus is die belofte. Die Heilige Gees is die Gees van belofte. En hierdie Gees van belofte getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Halleluja. Dis waarom die dooping met die Heilige Gees so belangrik is. Baie keer in my lewe gehoor dat Pinkstermense, ek weet, in die tyd toe, ek 11, 12, 13, 14, 15, tot ek uit die skool uit is, enzovoort, dat mense sê, ja, maar hulle kan nie so hard praat nie. En ek het van hulle gebid. 'n broer is hier om doop met die Heilige Gees, dan praat hy die hardste tale van in die hele gemeente. Waarom? Jy kan nie die Heilige Gees beheer nie. Jy kan nie dit wat besig is om te gebeur, aanpas by jou, en sê, ja, maar ek is maar 'n stil mens. Ek dink dis waarom ek nie in 'n taal praat nie. Dis 'n leuen. Raak van jou stil mens ontslaag, en raak lewendig in die Gees. En word gedoop met die Heilige Gees. En al hierdie dinge het ingewerk, dat ons vandag sit met 'n Pinkster, wil ek amper so sê, waarin die Heilige Gees nie is. Halleluja. Maar ek dank die Here vir predikers, en daar's heel wat van hulle, wat nog lief is vir die Heilige Gees, en die Heilige Gees laat werk in hulle gemeentes. Ons prys die Here vir hulle. Maar dit is tyd dat dit al meer en al meer moet word. Onthou nie, die belofte kom jou toe. As jy gered is, die belofte kom jou toe. Net soos wat Jesus, wat die belofte is. Dis jou deel as jy dit aanneem. So is die Heilige Gees jou deel in Christus. Dis joune. Maar dis Pinkster. Waaragtige Pinkster. Soos op Pinksterdag moet dit in jou lewe wees. So moet jy die dooping met die Heilige Gees belewe. Soos op Pinksterdag. En hoe bid ons en ons roep na die Here, o Here, doen dit weer 'n maal. Doop mense met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. En Here, hierdie klomp Pinkstermense wat so dooierig is, Here, raak hulle weer aan, soos op Pinksterdag. Dis wat ons nodig het.
al hierdie leerskole, al hierdie dinge wat hulle aanvang, oor die Heilige Gees het niks krag nie. Dis waarom ons sing toe die krag op my neerdal, halleluja. Dit was daardie dag soos op Pinksterfees. Dis wat weer moet gebeur. En het ons dit nie belewe nie. Lord, bring back those happy days. Halleluja. Is dit jou begeerte? En dis wat die Here wil hê. Hierdie belofte is joune. Kom vat dit by die Here. Dis joune. Halleluja. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê. Halleluja. Halleluja. Het met 'n eed sweer aan Abraham die belofte gegee. En Here, U het bekragtig deur 'n eed sweer. Dit kan nie verander nie. Ons sing, alles verander, maar Jesus nooit. En hy is die belofte. En hy is die doper met die Heilige Gees. En dit kan nie verander nie. My God, dis ons wat verander het. Dis ons wat te slim geword het. Dis ons wat te ryk geword het. Dis ons wat 'n eie ek gekry het. Dit is ons wat dink ons is beter. Dis ons, Here, is ons wat verander het. Nie die Heilige Gees van die belofte nie. Halleluja. Here, daar is 'n koortjie wat ons gesing het. Coming home. Lord, I'm coming home. Dis waarom die verlore seun besef het, toe hy daar by die varkbakke sit. Hy kan nie van die pee weet. Ek sal opstaan en gaan terug na my Vader se huis, want daar is voedsel in oorvloed. En Here, in die huis van God, waar die kinders van die Here by mekaar is, daar moet die Heilige Gees in oorvloed wees. Halleluja. Dit moet oorloop, dit moet uitborrel uit die harte van mense. En ons roep, gee groot genade en laat die belofte van die Heilige Gees weer in elke lewe sal deurwerk. Halleluja. Here, daar is geen voorskrifte sover die Heilige Gees aangaan. Want die Heilige Gees is soos die wind wat waai. Nie een van ons weet nie. Die woord gee vir ons riglyne oor die Heilige Gees. En wat nodig is. En die belangrikste riglyn is, die mense moet gedoop word met die Heilige Gees en vuur en krag, soos op Pinksterdag. Here, wees genadig in Jesus se naam. Halleluja. Halleluja. Baie, baie dankie. Ons prys U vir groot genade. Ons kan waarlik sing, come Holy Spirit, we need Thee. Come sweet Spirit, we pray. En Here, dit is ons geroep in hierdie aand. Halleluja. Laat U waarlik die Heilige Gees sal stuur soos op Pinksterdag. Laat dit so uitgestort word en ons sal U eer daarvoor. Ons het jare lank gevra vir die waters. Here, ons het jare lank gebid vir die reën. Here, stuur op die reën van die Heilige Gees. Halleluja. Van die reën bring verandering. Ja,
en die Heilige Gees. O, ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. O, Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering neer. Dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. O, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. O, Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering neer. Ja, dit is Pinksterherlewing. O, en die Heilige Gees daal neer. Ja, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Ja, ons het jarenlang gevra vir die water. Ons het jarenlang gebid vir die reën. Here, stuur ons die reën van die Heilige Gees, want die reën bring verandering neer. Ja, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Ja, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Prys die Here, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Ja, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Prys die Here, dit is Pinksterherlewing, o, en die Heilige Gees daal neer. Prys die Here, dit is Pinksterherlewing, ja, en die Heilige Gees daal neer. Prys die Here, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Ja, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Halleluja, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Prys die, dit is Pinksterherlewing en die Heilige Gees daal neer. Oh, halleluja. Oh, Rabon, dankie Here Jesus, ons prys. Here, halleluja. Here, doen dit weer eenmaal in die naam van Jesus. Oh, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Ons wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aand so saam met ons is. Te hoor oor die Heilige Gees en dat ons kan saam bid dat die Here die Heilige Gees sal uitstort soos op Pinksterdag. Die Here seën u almal en ons weet hy gee aan u die belofte. Dis joune. En ons eer hom daarvoor in Jesus se mooi naam. En ons vra alles in sy naam en ons dank hom. Amen en amen.